Ek wil vandag so 'n bietjie met jou praat oor die verlore seun. Daar is al so baie dinge oor hom gesê. Daar is so baie wat oor gepraat is, maar ek en jy, ons is verlore sonder Jesus Christus. Ons het die Here so baie nodig. Ons het die Here nodig in elkeen van ons besluite. En ja, ons het al soveel verkeerde besluite geneem. Ons het al soveel keer foute gemaak in ons besluite en dan het ons gesê, ag Here, wat moet ek doen om weer herstel te word? Hoe is dit moontlik om herstel te word? En ek sien die laaste tyd hoeveel mense probeer in hulle eie pogings, hulle eie vermoë, hulle eie omstandighede, probeer hulle eie probleme aanspreek en oplos. En ek wil vandag begin hierdie gedagte en ek vertrou om net 'n paar minute besig te wees met vandag se woord. En dit is dat ek en jy kan nie ons probleme op ons eie oplos nie. As dit moontlik was dat ons eie probleme kon opgelos het, dan het ons nie die Here en sy woord nodig gehad. Ons het nie die Heilige Gees nodig gehad. Maar ek en jy, ons weet vandag, ons het die Here meer nodig as ooit tevore. Ek dink maar aan Johannes die Doper. Jy weet, Johannes die Doper was een van die grootste profete van die Ou Testament. Inteendeel, Jesus het gesê, hy is die grootste profeet. Waarom? Want hy het aangekondig en hy het gesê, hier is die lam wat geslag gaan word. Hy het dit self aangekondig. Hy het self die woord van die Here verkondig en verklaar. En hy het so die deurbraak van die Here bewerk. Hy het so dit gedoen op so spesiale wyse. En dis wat hy gedoen het. Hy het vertrou. Wat van my en jou? Kan ons nie vandag sê, net soos Johannes sê, Here, daar is die lam. Kan ons soos hy sê, Here, ek moet minder word en hy moet meer word, sodat ons nader aan die Here kan kom as ooit tevore. Nou as ons terugkom by die verlore seun, wil ek vandag vir jou bid, dat die Here se seën op jou sal rus. Dat die Here jou sy hand sal vat en jou sal terugbring na die plek van guns, die plek van oorwinning. Daarom wil ek my boodskap titel vandag, die plek van guns waar God voorsien. Kom ek bid saam met jou. Vader, in die naam van Jesus, dank ek U, dat ek vandag hier by die see kan staan, dat ek vandag vir jou kan bid, dat jy vandag guns sal kry, 'n plek van vrede, 'n plek van antwoorde, 'n plek van rus, wat die Here vir jou sal voorsien. In Jesus naam. Amen. Hierdie verhaal van die verlore seun gaan oor die verhaal, hierdie jongman het besluit en vir sy pa gesê, ek wil my erfporsie en ek wil my eie lewe gaan leef. Julle ken die verhaal dalk goed, of dalk het jy dit nog nie gehoor nie, maar hy het gegaan en hy het sy lewe gaan verspeel, en hy het alles weggegooi. Op die einde van die dag, toe land hy tussen die varke, en hy moet varke kos gee, en dit was sy enigste hoop. En hy het daar gesit en dinge gesê, ek sal teruggaan na my vader se huis toe. En toe hy teruggaan, het hy gesê, ek sal maar net 'n diensknegt word daar, want ek sal niks meer wees as ooit weer 'n seun nie. Maar wat gebeur het is, toe die vader hom van ver af sien, toe daar 5 dinge met hierdie jong man gebeur, wat ek en jy vandag nodig het. En ek wil dit met jou deel vandag. Die eerste daarvan is, die pa trek vir hom 'n kleed aan. En ons moet so 'n bietjie in die konteks van die Ou Testament en die Nuwe Testament en die verhaal van die Bybelse tyd na hierdie situasie kyk, en dan moet ons sê, wat herstel die kleed? Die Bybel sê, ons sal bekleed wees met Jesus Christus. Wat herstel dit? Dit herstel vandag ons eer, ons posisie. Dit herstel ons plek in die samelewing. Dit herstel ons plek van guns en voorspoed. En ek wil hê jy moet vandag weet, dat die Here kom, en hy trek jou aan met 'n kleed van vreugde, 'n kleed van herstel, 'n kleed van guns en voorspoed in jou lewe, 'n kleed wat sê, jy's gewas deur die bloed van die lam. Dis wat die Here doen vandag. Hy trek 'n kleed vir daardie man aan, daardie jong seun wat verlore was, soos ek en jy, verlore in ons eie besluit en ons eie keuses. En daar kom 'n kleed oor, en daardie kleed sê, nou herstel ek jou eer. Ek gee vandag dit vir jou. Die tweede ding wat hy doen is, hy sit 'n ring aan sy vinger. En toe hy daardie ring aan sy vinger sit, toe kom hy met daardie situasie en hy sê, ek gaan nie want net eenvoudig jou eer herstel nie. Daardie ring het baie dinge beteken. En ek wil dit so vir jou sê. Dit herstel jou autoriteit in die naam van Jesus. Jy is nie meer iemand wat jou probleme aanspreek op jou eie kennis, jou eie vermoëns. Weet, baie mense sê, wanneer 'n mens praat oor die positiewe dinge in die woord van die Here, is dit positive thinking, en dit is prosperity, en al hierdie dinge wat hulle sê.
Ek wil dit vandag vir jou sê. Dis die wêreldse gesindheid. Ons praat die woord. Ons verkondig die woord. Ons verklaar die woord. Hierdie woord het 'n naam. Dis Jesus Christus, ons Here en ons Redder en ons Verlosser. En wanneer ons hierdie woord praat, dan praat ons nie maar net positief nie. Ons is nie besig met prosperity verklarings nie. Ons is besig om die woord wat God beplan het van die begin af vir my en jou te aktiveer in ons lewe. Want die Bybel sê vir ons Romeine 10 vers 9 en 10, met die hart moet ons glo en met die mond moet ons bely tot redding. En dit is God se plan vandag vir jou, dat jy God se woord sal kry, dat jy weer 'n ring aan jou vinger sal kry, en dat die Here vandag vir jou guns en seën sal gee. Daardie ring het baie dinge beteken. In die eerste plek is, wanneer daardie persoon stap met daardie ring, en hy stap in 'n situasie in, dan het hy die seël gedra van sy Vader. Met ander woorde, hy kon transaksies doen. Net bloot daardie ring het vir hom toegang gegee tot voorspoed, toegang tot verlossing, toegang tot genesing, toegang tot wat die Vader vir hom beplan het. Dis wat die Here doen vir daardie jong man. Hy sit 'n ring aan sy vinger. En dis wat die Here vandag vir jou doen. Hy sit 'n ring aan jou vinger. Hy gee jou weer daardie autoriteit. Dit is wat hy doen vandag. En waar jy doen jy geestelike transaksies. Ek wil dit hê jy moet dit hoor. Dit is baie belangrik dat jy hierdie woord hoor vandag vir jou lewe. Hou op om jou eie besluite te neem. Vat die ring en die autoriteit van Jesus Christus. En hou op om met almal te praat oor jou probleem. Stap met jou kleed van geregtigheid wat Jesus jou mee bekleed en stap met jou ring in jou situasie, in jou siekte, in jou pyn, in jou verlies en doen die transaksies van God se woord in Jesus naam. Mag die Here jou die krag gee daarvoor en mag die Here jou help. Die derde ding wat hy doen, hierdie pa, hy sit sandale aan hierdie jongman se voete. Hy sit sandale aan. En ek moet hierdie woord vandag vir jou sê. Wat het dit gesimboliseer? Dit simboliseer dat hy's nie meer 'n slaaf nie, hy's nie meer 'n diensknegt nie, maar hy mag nou wandel en stap in die teenwoordigheid van die Here. Onthou julle in Moses se tyd, toe het Moses gegaan en daar het hy by die brandende braambos gekom. En toe hy by die brandende braambos gekom het, toe het daar die bos gebrand. En toe hy naby kom, toe sê die Here, trek uit jou skoene, want jy's nie waardig om hier te staan nie. Kyk wat gebeur in die ou verbond. Die ou verbond sê ons kon nie God genader het. Maar wat gebeur in die nuwe verbond? Wat gebeur met ons as kindskap wat verloor is? Deur die bloed van Jesus het ons nou toegang tot die Vader. Ons is geheilig deur sy woord en die Heilige Gees in ons lewe. Ons is nou nie meer vuil en het nie meer die waardigheid nie. Ons het nou waardigheid deur Jesus Christus. Nou het ons die skoene, soos Efesiërs sê, die bereidheid van die evangelie. Dis 'n besluit hierdie. Wees bereid om die evangelie in jou lewe toe te pas. Wees bereid om vandag te sê die woord sê. Wees bereid om vandag te sê ek wees en sal wees wat God wil hê ek moet wees. Want God doen dit vir my. God herstel my en God gee vir my guns en God gee vir my bonatuurlike krag. Dis die sandale wat jy aantrek, die bereidheid van die evangelie. Wees bereid om jou gedagtes te vernuwe. Wees bereid om jou spraak te vernuwe. Wees bereid om jou liggaam te onderwerp aan die woord en die inwerking van die Heilige Gees. Want wanneer jy dit doen, dan beleef jy die krag van God se woord wat sê dit sal nie ledig uitgestuur word nie, maar dit sal doen wat dit beveel. Net soos hierdie jong man weer sandale gedra het, was hy nie maar net 'n diensknegt wat moes gewerk het vir guns en vir sy kos en sy salaris nie, maar hy was iemand wat sandale gedra het wat kon stap in die teenwoordigheid van die Here. Weet jy, party mense skree as hulle bid. Party mense probeer sê, Here, hoor my, en dit voel of hulle hoe harder hulle skree en hoe meer hulle beklei, hoe beter gaan dit gaan met hulle verhouding met die Here. Maar weet jy, as jy met jou Vader in 'n diep intieme verhouding saam met Jesus is, kan jy sag in jou hart fluister vandag en sê, Vader, U ken my stryd. Vader, U is my antwoord. U is my oplossing. U is die een op wie ek vertrou vandag. U is my bron. Dankie, Here, dat ek my erfporsie, my erfgenaam deur Jesus Christus ontvang. Dankie vir voorsiening. Dankie vir herstel. Kan jy sien, daar's verhouding.
Baie mense probeer die Here deur reëls dien. Reëls werk nie, verhouding werk. Die Here gee krag. Jy moet verhouding hê met die Here. Jy het dit so nodig vandag. Dit is so kosbaar, dit is so spesiaal, dat hy dit vir jou doen vandag. En hy vir jou nuwe krag gee, nuwe sterkte gee, en dat hy vir jou oorwinning sal gee. Praat in verhoudingstaal met die Here, en jy sal sien hoe dat jy lewe. Die volgende ding, hy reël 'n fees. 'n Feesmaal van sy seun, vir sy seun wat teruggekom het. En daardie fees simboliseer vandag, dat die Vader sê vandag, dat hy die beste vir ons wil gee. Ek en jy wat verlore is in ons besluite. Ek en jy wat nie geweet het waarheen om te gaan, het Jesus Christus vir my en jou geslag, vir my en jou in die kruishout gehang, vir ons die prys betaal, sodat ons die ewige lewe kan hê. Die Here maak 'n feesmaal van oorwinning. Hy sê, kom eet aan my tafel. Dit is my liggaam wat vir jou gebreek is. Dit is my bloed wat vir jou gevloei het. Hierdie feesmaal beteken jy toegang aan die Vader se tafel, aan die plan wat die Here het vir jou om ewig te lewe, om vir ewig saam met hom te wees, met die sekerheid dat jy het geëet van hom. Jesus sê, as jy van my geëet het, as jy van my deel is, sal jy in ewigheid herstel word, en jy sal die ewige krag van God ervaar. Dis God se plan vir jou en vir my. Die laaste ding, die mooiste daarvan, is dat die Here kom en hy sê, vir daardie Heer, die Vader sê vir daardie seun, hy sê, ek vergewe jou en ek het jou lief. Hy verwyd hom nie, hy hou nie 'n sonde lys nie. Hy sê nie, wag 'n bietjie, as jy weer hierdie fout maak, en as jy dit nog een keer doen, dat jy nog nooit weer 'n kans nie. Hy vergewe hom onvoorwaardelik. Weet jy dat die Ou Testament, die ou verbond was so gewees, dat wanneer sonde gedoen is, moes daar 'n offer gebring word. Daardie offer kon maar net bedek het vir 'n sekere tyd. Maar die nuwe verbond deur Jesus Christus, daardie woord offer en bedekking is nie dieselfde as in die Ou Testament nie. Dit beteken eenmaal vir altyd is die offer, en wanneer dit ons ding dit bedek, nee, dit bedek nie, dit maak totaal skoon, en die Bybel sê, die Here gee nou sy hartsbegeertes in jou hart, en wanneer hy dit doen, sit hy liefde in jou hart. Hy sê, en aan jou sonde, ek wil hê dit moet hoor, aan jou sonde, aan jou foute, aan jou verkeerde besluite, aan die dinge wat jy verkeerd gedoen het, hy sê, ek dink nooit weer daaraan nie, nooit weer nie, en dis wat die Here vandag vir jou wil doen. Hy sê vandag, ek gaan nooit weer dink aan jou seer nie, ek gaan nooit weer dink aan die pyn nie, ek is die een wat jou herstel, ek bring vreugdeolie in jou wonde, ek is die een wat vir jou hoop gee, die goeie werk wat ek in jou begin het, sal ek volbring, sê die Here vir jou vandag. Die Here tel jou op en hy dra jou, hy sê, jy is vandag die appel van sy oog, hy sê vandag, jy's myne, jy's geliefd, jy's aanvaar, hy het aan jou die kindskap aanvaarding gegee, hy het jou aanneming tot kindskap gegee, jy mag 'n kind van die Here genoem word. Mag ek nog een dingetjie vir jou sê? Het jy geweet, dat in die Nuwe Testament, praat die Here baie keer oor diensknegte, en hy praat baie keer oor hulle rol, en die werk wat hulle moet doen, maar na Handelinge, sien ons die woord disipel byvoorbeeld, wat dit beteken, ek moet net leer, en ek moet luister wat God sê, kom nie weer daarvoor in die evangelies, en in dit wat die Paulus geskryf het, en aan al daar die boeke nie, dit kom nie daarvoor nie, weet wat kom voor, weet wat kom daarvoor, daar kom die woord is, julle is nou my kinders, kinders, en elke een, gaan kyk maar, gaan lees dit, elke een praat hy daarvan, kinders van God, dis hoe God jou sien, hy sien jou nie, as iemand wat nog moet probeer nie, hy sien jou as sy kind, as een wat 'n wonderlike pad saam het, mag ek en jy vandag, huis toe kom, mag ons werklik ons hand in die Here se hand sit, mag ons vir 'n oomblik al die reëls en regulasies en die besluite en die idees wat ons het eenkant sit, en mag ons sy hand vat, en mag hy ons heel maak. Ek vra dit in Jesus naam, kom ek bid vir jou. Ons hemelse Vader, wat 'n voorreg, om nou te kan bid en te kan sê dankie vir wat U vir ons doen. Dankie dat ons kan kom tot by die Vader se huis. Dankie Here dat U ons beklee. Dankie Here dat U vir ons 'n ring aansit. Dankie dat U vir ons sandale aan ons voete sit. Dankie dat U vir ons 'n feesmaal voorberei.
En baie dankie Here dat U ons vergewe. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen en God bless.